Goeiedag geliefdes en hartlik welkom aan elke een wat vandag by ons ingeskakel het. Ons staan aan die begin van 'n nuwe week en 'n nuwe seisoen of 'n nuwe jaar. 'n Seisoen waar ons nie terugkyk met vrees nie, maar vorentoe stap met geloof. Die verlede mag dinge geneem het, maar dit het ook wysheid gebring. Vandag herinner God ons, nie alles wat ons verloor het, was bedoel om saam met ons te gaan. Welkom by 'n oomblik van hoop, genesing en nuwe perspektief. Mag hierdie woord jou versterk om jou reis met vertroue voort te sit. Jy vrees om te verloor wat nooit joune was nie. Niks behoort aan jou nie, behalwe jou reis. Geliefdes, kom ons lees saam uit die boek van Spreuke, hoofstuk 16, vers 9. En dit lees soos volg. Die mens beplan sy weg, maar die Here bepaal hoe hy loop. Dit is die woord van God, en dit bring ons na ons tema vir hierdie week, wat soos volg lees. God bepaal die pad, ek vertrou die reis. Geliefdes, aan die begin van 'n nuwe jaar, dra baie mense steeds die vrees van verlies saam. Verlies van mense, posisies, drome en dinge. Maar die waarheid is, nie alles wat jy probeer vashou, was ooit bedoel om joune te wees nie. Die Bybel herinner ons dat ons nie in volle beheer is nie. Ons mag planne maak, maar God is die een wat die rigting van ons lewens bepaal. Party dinge het die vorige jaar agtergebly, omdat dit nie deel was van die reis wat God vir jou vorentoe bepaal het. Ons raak soms so gefokus op dit wat ons verloor het, dat ons vergeet om dankbaar te wees vir dit wat ons geleer het. Jou reis, jou groei, jou genesing, jou geloof en jou karakter. Dit is wat werklik aan jou behoort. Prediker hoofstuk 3 vers 1 herinner ons ook, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Wanneer iets in jou lewe verwyder word, beteken dit nie, jy het misluk nie. Dit beteken dat, dalk die seisoen het geëindig. God neem nie weg om jou seer te maak nie. Hy verwyder om jou te beskerm en voor te berei vir wat voorlê. Geliefdes, in hierdie nuwe jaar, laat gaan die vrees om te verloor. Vertrou God met wat jy nie kan beheer nie. En fokus op wie jy besig is om te word. Want mense, dinge en seisoene kom en gaan. Maar die reis wat God met jou stap, vorm jou vir jou bestemming. Geliefdes, kom ons kry ons gedagte vir die week. Moenie treur oor dit wat jy verloor het nie. Vra eerder, wat het hierdie reis my geleer? En hoe het dit my nader aan God gebring? Begin hierdie week, deur God weer die beheer te gee. Laat gaan wat jy nie kan vashou nie, en stap met geloof vorentoe in jou nuwe seisoen. Jou toekoms is nie vasgebind aan wat jy verloor het nie, maar aan wie jou lê. Geliefdes, soos ons hierdie tyd afsluit, onthou dit. Jy het niks verloor wat God nie reeds vervang het met groei nie. Wat jy moes los,
het plek gemaak vir wat God wil bou. Moenie die verlede dra as 'n las nie. Dra dit as 'n les. Stap hierdie week met moed. Vertrou God met wat jy nie kan beheer nie. En wees getroud op jou reis. Want die God wat jou tot hier gebring het, sal jou ook vorentoe lei. Geliefdes, aan die einde van ons motivering vir die week, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg van 'n nuwe begin. Dankie dat U ons herinner dat ons nie alles hoef vas te hou nie, want U hou ons vas. Help ons om los te laat wat nie deel is van ons nuwe seisoen nie. Gee ons vrede oor wat agtergebly het, wysheid vir die pad vorentoe, en geloof om U ten volle te vertrou. Vorm ons deur die reis. Versterk ons in ons harte en lei ons stappe volgens U wil. Ons plaas hierdie week en hierdie nuwe jaar in ons lewens in U hande. In Jesus se naam bid ons. Amen.